Goeiemôre, hartlik welkom hier by ons oordenking op hierdie pragtige Sondagmôre. Hier waar ons nou ook die hemelvaart nader, binne 'n paar weke, dan vier ons die hemelvaart van ons Here Jesus. En dan is dit natuurlik Pinkster, wanneer ons praat oor die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Daarom begin ons nou al gesels oor wat die Gees in ons lewens doen. Ons gaan vanmôre saam lees uit Romeine 8, vers 9 tot 17, waar Paulus juist dit aan die Romeine wil verduidelik. Kom ons sit nou net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre met U kan praat, omdat U die Here van ons lewe is. Dankie dat U ons baie, baie lief het, en dat U ons deur U krag en liefde dra. Ja, dat U ons ook U kinders kom maak. Dankie ons Here Jesus dat U die volle losprys vir die skuld op sonde kom betaal het. En dat ons juist daaruit kan lewe en kan weet U het ons aan U vasgebind, sodat ons altyd U kinders sal wees. Dankie vir U genade en U liefde. O Heilige Gees, dankie dat U in ons bly. En ons bly om ons te omvorm om meer en meer van ons kinders van God te maak. En ons ook so te omvorm dat ons na die beeld van ons Meester, ons Here Jesus Christus, omvorm word. Dankie vir U genade en dankie vir U liefde, omdat U ons nooit verlaat nie. Ons bid dan ook vir die woord vanmôre. Seën dit aan ons en gee dat ons sal hoor wat U in die woord ook vir ons wil sê. In die naam van Jesus. Amen. Romeine 8. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak. Hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van sonde, omdat die Gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet, maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ons lees tot sover uit die woord van die Here vanmôre. Ek wil graag begin met daardie teks. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Daardie geweldige verandering wat plaasgevind het. Dit neem ons as ons uitgangspunt vir oggend. My tema vir oggend is: laat die Heilige Gees toe om ons meer te maak wie ons behoort te wees. Die soeke na identiteit is nog altyd 'n baie groot probleem. Veral wanneer hierdie gruisame ongelukke plaasvind en skendings wat plaasvind, en dan word daar na mense se identiteit gesoek, wie hierdie mense nou eintlik is. Vingerafdrukke speel 'n baie groot rol in hierdie soeke. Wanneer jy gaan om een of ander groot kontrak te vervul, selfs vandag 'n huwelikskontrak, moet 'n vingerafdruk gegee word. Daar op die blaai wat ingevul word, sodat daar seker gemaak kan word altyd, hoor hier,
hierdie mens is die mens wat in die huwelik tree met hierdie ander mens wat ook sy vingerafdruk gee. Vingerafdrukke gee die ware identiteit van die persoon weer. Want niemand op hierdie aarde het dieselfde vingerafdruk nie. Iets unieks aan elkeen van ons. Ware identiteit. Wat sou ons ware identiteit wees? Ons teks sê vanmôre, laat die Gees toe om ons meer en meer kinders van God te maak. Kom ons luister net weer na daardie 15de vers. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie meer in vrees lewe nie, nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat tot die Vader uitroep, Abba, dit beteken Vader. Met ander woorde, ek en jy het 'n nuwe, ware identiteit gekry. Soos wat ons teksvers so baie mooi kom sê het. Ek lees dit weer vir julle. So pragtig, almal wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God. En dan gaan die 16de vers natuurlik verder, né? Luister mooi. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons nou kinders van God is. Ek en jy, die verandering het plaasgevind. Ons is deur die Heilige Gees verander om nou kinders van God te wees. Kinders van God met 'n nuwe ware identiteit. Wanneer ek en jy juist daaroor dink, is dit die wonder dat God juist ons wil ontmoet, gebruik, waar mense kan sien dat ons sy kinders is. Die groot saak. En ons ontmoet die hemel en aarde eintlik mekaar. Want sien, ons word kinders van God. En so die plek waar mense God kan sien en God ook kan ontmoet wanneer hulle met ons te doen kry. Daarby kom ons so 'n bietjie later, maar hierdie meer en meer na ware identiteit word, dit is juis wat die Gees in jou en my lewe wil kom laat plaasvind. Ja, hierdie proses waarin ons meer groei tot kinders van God. Inderdaad, ek en jy, kinders van God, die ware identiteit wat ons kry. Die oomblik as ek en jy erken dat Jesus Christus ons saligmaker en verlosser is. Dis die eerste ding waarop na ons moet kyk. Ons het 'n nuwe ware identiteit gekry. Die tweede ding waarna ons kyk is ons roeping. Ons het nou 'n nuwe roeping in die wêreld. 'n Roeping om die werk van Jesus Christus voort te sit. Luister wat sê die direkte vertaling in die 13de vers. Want as julle volgens sy sondige aard leef, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Met ander woorde, nou lewe ons nuut. En omdat ons nuut lewe, skryf Paulus aan die Korintiërs daar in 1 Korintiërs 3 vers 9, hy sê, ons is medewerkers in diens van God. En julle is die saailand van God. Medewerkers. Ek dink ons het vandag 'n pragtige beeld. Sonstelsels is mos in die nuus. Ouens sit sonpanele op en dan word daardie sonpanele omgeskakel in elektrisiteit. En daardie elektrisiteit is dan baie bruikbaar deur batterye wat gelaai word en uiteindelik gebruik kan word deur alle soort dinge wat met elektrisiteit werk daar in die huis. Tussenin hierdie sonpaneel en die battery wat gelaai word met elektrisiteit wat gebruik kan word, is daar 'n ding wat ons noem 'n kragomsetter, as ek sommer die Afrikaanse naam kan gebruik.
Inverter is eintlik die naam wat aan almal bekend is. Ja, 'n ou moet 'n solar inverter hê om die krag om te sit sodat sonkrag uiteindelik bruikbare elektrisiteitskrag word. Elektrisiteit vir hulle wat dit nodig het. Ek en jy is in die genadige posisie. Kyk net hoe groot God se genade is. Dat hy van jou en my hierdie omsetters kom maak. Om sy krag, wat die Gees in ons lewens bewerk, om te sit, sodat dit elektrisiteit in die wêreld kan word. Wat is dit? Die krag van gasvryheid, die krag van vrede, kalmte, ja, al die vrug van die Gees, daardie krag wat ons in 'n wêreld moet indra, sodat 'n wêreld dit kan sien, en 'n wêreld ook weer kalmte, rustigheid, gasvryheid, vriendelikheid kan ervaar, soos wat dit net by die kind van die Here moontlik is. 'n Geweldige waarheid. Ek en jy wat die roeping het om juis hierdie omsetters, Heilige Gees krag omsetters te word. Wanneer ons Galasiërs 5 lees, dan is dit juis waarvan Paulus praat as hy in die Galasiërs skryf. Julle wat nou die Gees van die Here in julle het, laat die Gees nou julle gedrag bepaal. Julle is die omsetters van dit wat die Gees in julle praat en die Gees in julle bewerk, sodat julle dit aan 'n wêreld kan tentoonstel. Kinders van God met 'n nuwe identiteit, maar kinders van God wat ook 'n nuwe roeping het om omsetters van die Gees se krag hier in die wêreld te wees. Maar kinders van God met 'n nuwe identiteit en 'n nuwe roeping wat ook dag na dag groei om meer soos Jesus te wees. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees wat God wat in julle woon. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. So mooi het ons gesien, ons het hierdie nuwe ware identiteit, met hierdie nuwe roeping. Maar Paulus gaan ook verder, wanneer hy in die Korintiërs die tweede brief skrywe, en dan sê hy aan hulle, die volgende, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. Ons word al hoe meer verander na die beeld van Christus, om daaraan gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die werk van die Gees, om ons al meer te vernuwe na die beeld van Christus. Paulus stel dit so mooi in die Filippense, hy sê, ons is eintlik 'n advertensie van Christus, daarom Filippense 1, die 27ste vers. En wanneer hy dan dit sê, dan bedoel hy dat ek en jy Christus tentoonstel, ons wat die omsetters is van die Gees se krag in ons wêreld, maar ons word ook vernuwe al meer na die beeld van Christus. En dit kom doen die Heilige Gees. Ek en jy is altyd in hierdie proses. Hierdie proses om meer en meer te word na wat Jesus Christus vir ons kom bedoel het om te wees. Ja, soos hy. En nou is die groot vraag, laat ek die Gees toe om hierdie vernuwingsproses in my voor te sit. Want ons praat so baie van geestelike groei, die pad van heiligmaking en wat heiligmaking nou eintlik is. Ek wil vir julle sê, die Bybel is baie reguit en eenvoudig daaroor. Heiligmaking is niks anders as om meer en meer te word soos Jesus nie. Soos hy vir ons die voorbeeld gestel het. Soos Jesus opgetree teenoor mense,
met daardie gesindheid van liefde, word dit vir jou en my gevra. Soos Jesus hand uitgesteek het, na hulle in nood in 'n wêreld en gewys het dat hy nie by hulle verbyloop nie, al word hulle deur mense minder geag. So moet ons in sy voetspore volg. Soos Jesus. Dit is wat die Gees in ons lewens wil doen. Paulus kom sê so mooi aan die gemeente in Rome, hier in die 8ste hoofstuk. Ek en jy het 'n nuwe identiteit gekry. 'n Identiteit as ware kinders van God. En daarom kan ons altyd op die Gees se krag in ons lewens staat maak. Ek en jy, ons bou aan 'n nuwe gemeenskap. 'n Nuwe gemeenskap waarin ons die kragomsetters word van die Gees hier in 'n wêreld met 'n roeping. 'n Roeping om juis dit vir die wêreld te bring. En nou leef ons as getuies. Getuies om juis bekend te maak deur wie ons is, wie Christus is, sodat 'n wêreld kan sien en 'n wêreld kan glo. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook hierdie pragtige gedeelte uit Romeine kon oordink. Gebruik ons ook in hierdie tyd, Here, sodat ons ware identiteit meer en meer sal vertroetel en vertroos deur die Gees kans te gee om dit in ons lewens te bewerk en meer te bewerk, sodat ons ook ons roeping sal nakom om juist bekend te maak wie Christus is. Wie Christus is in dit wat ons doen en die manier hoe ons optree. Ja, om werklik getuies vir U te wees. Daar waar ons die krag omsit wat U, o Gees, in ons werk, sodat die elektrisiteit van die vriendelikheid, die vrede en die kalmte almal sal oorheers. Ons bid vir hulle wat siek is, eensaam, alleen vanmôre in ons gemeente. Ons dra daar nie op, ons bid vir hulle. Ons bid vir hulle wat miskien dit op een of ander manier moeilik het, dat U hulle in die liefde sal dra en dat U hulle sal beskerm. Ons loof en ons prys U. Amen. Laat almal weet dat Jesus Vader liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Ons kan so gou vergeet dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee, die wêreld in sy hande hou. Soms vergeet ons weer dat ons 'n ander van ons God moet leer, sy wonderliefde wat geen grense ken en harte vir hom wen. Laat almal weet dat Jesus Vader liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Laat almal weet dat Jesus Vader liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Ons kan so gou vergeet dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee, die wêreld in sy hande hou. Soms vergeet ons weer dat ons 'n ander van ons God moet leer, sy wonderliefde wat geen grense ken en harte vir hom wen. Laat almal weet dat Jesus Vader